Wat sal jy sê wanneer jy voor die regterstoel van God te staan kom? Goeienaand, dit is 'n voorreg om weer saam met jou die Bybel oop te maak vanaand vir ons huisgodsdiens. Ons gaan vanaand verder met ons skriflesing uit 1 Johannes hoofstuk 4. Ons lees vanaf vers 17 tot en met vers 21. Net om die konteks van die vorige gedeelte op te tel, lees ek so die laaste sin in vers 16 ook. 1 Johannes hoofstuk 4, maar ons lees dan eintlik van vers 17 tot 21. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Waar liefde is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê ek het God lief en hy haat sy broer, is hy 'n leienaar. Want wie sy broer wat hy kan sien, nie liefhet nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry: wie vir God liefhet, moet ook sy broer lief hê. So sê die Here vir ons in sy woord vanaand. Van hierdie woord lees ons in Hebreërs: die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Ek wil vanaand vir ons een vers uitlig uit hierdie gedeelte aan die hand waarvan ons die betekenis van hierdie gedeelte sal bespreek. En dit is vers 17 waar daar staan: hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Daar kom 'n dag waarop jy voor God sal staan. Nie voor 'n hof waar feite weggesteek kan word of waar 'n slim pleidooi die uitspraak kan versag nie. Jy sal staan voor die regter van alle regters, die regter wat jou ingang en uitgang ken, wat jou volkome ken. Nou as ek dink aan mense se houding oor die oordeelsdag, sien ek in my geestesoog tipies 5 mense voor my wat een vir een naderkom voor die regterstoel van God. Die eerste man lyk so bietjie verboureerd. Hy lyk of hy onkant gevang is. Verbaas hoor ek hom sê, maar ek het dan altyd net gedink dit is bangmaakstories. Hy het die woord gehoor, maar hy het die oordeel afgelag as 'n mite uit 'n ou wêreldbeeld. Hy het dit weggeredeneer, hy het aangegaan met sy lewe, hy het vir homself gesê, maar sulke dinge kan 'n mens in vandag se tyd mos nie meer glo nie. En nou staan hy voor die werklikheid wat hy ontken het. Sy ongeloof het die regter van alle regters nie laat verdwyn nie. God se waarskuwing was nie net bangmaakstories nie, dit was 'n ernstige oproep om na Christus te vlug. Aan hom sal die antwoord wees: jy het die waarheid gehoor, maar jy het dit nie geglo nie. En dan sien ek in my geestesoog ook die tweede man naderkom, maar hy kom rustig nader. Hy's nie bekommerd nie. En ek hoor hom sê terwyl hy so naderkom: God is mos liefde, hy sal my tog nie oordeel nie. Dit was nie asof hy 'n ongelowige mens was nie. Hy sal vir jou sê dat hy op sy manier geglo het, al het hy nie soveel erns gemaak met die woord nie. Maar dit is dalk juist die probleem, want hy het die waarskuwings in die woord van God nooit so ernstig opgeneem dat hy met die sonde in sy lewe gebreek het nie. Die God wat hy gedien het was eintlik 'n God van sy eie verbeelding, 'n God wat hy vir homself opgemaak het uit die bietjie wat hy van die woord geweet het, 'n God wat geen heiligheid het nie en wat ook geen heiligheid eis nie. Maar dit is nie die God wat hom in die Bybel aan ons openbaar nie, want hy, God, die Vader van Jesus Christus, hy kyk nie ander pad wanneer ons sondig nie. Daarom het hy sy seun gestuur as versoening vir ons sondes. Jesus se kruis bewys juis vir ons dat God ons sondes en ons ongehoorsaamheid ernstig opneem, so ernstig dat Jesus daarvoor aan die kruis moet sterf. Aan hierdie man is die antwoord: jy het nie op genade vertrou nie, jy het dit as 'n verskoning gebruik om voort te leef in jou sonde. God se liefde roep jou juis tot bekering en gehoorsaamheid.
Dan kom daar ook 'n derde man nader voor die regterstoel van God. Terwyl hy nader kom, is sy hart besig om somme te maak. Hy tel. En dan sê hy, volgens my berekening is ek in krediet. Hy weet hy het verkeerd gedoen in sy lewe, maar hy het ook goeie dinge gedoen. En daarom plaas hy sy lewe op die skaal en hy weeg. Hy weeg die goeie dinge en hy weeg die kwaad in sy lewe. En hy sê nee, die kwaad is daarom bietjie minder as die goeie. Hy behoort reg te kom. En as hy nog na 'n paar ander mense kyk wat daar agter in die ry staan, wat in dieselfde buurt gebly het as hy, dan sê hy, is hy verseker nie die slegste van die klomp nie. Nee, sy kerkbywoning, sy ordentlike lewe moet daarom sekerlik punte tel. Maar ook hy word ontnigter, want sy skaal beteken niks voor die Here nie. God vergelyk ons nie met ander mense nie. En buitendien sê Jesaja, is ons beste werke nog steeds soos 'n vuil lap voor die Here. Al het iemand al die gebooie onderhou, sê Jakobus, maar in net een opsig gestruikel, is hy skuldig ten opsigte van al die gebooie. Ja, as die Here ons meet hy ons aan sy volmaakte heiligheid. So jammer vriend, goeie dade kanselleer nie skuld nie. Laat val jou berekeninge, kom met leë hande na Christus. So kom daar ook 'n vierde man voor die Here se regterstoel. Hy's 'n gelowige man, maar hy's bang, hy bewe, hy's benoud. Want hy het ook sy lewe op die skaal gesit. En anders as hierdie vorige man, sien hy hoe swaar sy sonde weeg. Hy ken tog sy eie gedagtes, hy ken sy woorde, hy ken sy dade, hy weet van die dinge waarvan ander mense nie weet nie in sy lewe. Hy sien hoe gebrekkig is sy liefde en sy gehoorsaamheid voor God. En hy wonder, sal ek dit ooit maak? Sy probleem is nie dat hy sy sonde nie ernstig opneem nie. Hy neem dit juis ernstig op. Maar sy probleem is, hy staar hom blind na die skaal waarop sy sonde swaarder weeg as enigiets anders in sy lewe. Hy soek in homself die gronde waarop hy voor God kan staan. Ons gedeelte uit 1 Johannes wil vanaand ook vir hom sê, hou op om jou hoop in jou eie gewig te soek. Jou redding berus nie op die volmaaktheid van jou liefde nie, maar op Christus se volmaakte soenverdienste. Dan kom die vyfde man ook voor die troon van die Here. Hy kom van ver af met leë hande. Hy kom terwyl hy nie bang is nie, maar hy's ook nie verwaand nie. Hy erken die sonde in sy lewe, hy verskoon dit nie, maar hy bied ook nie goeie werke aan op grond waarvan hy vrygespreek kan word nie. En as hy dan praat, sê hy, Here, ek het niks waarmee ek my skuld kan betaal nie. Maar u seun het my skuld gedra. Ek kom gewas deur sy bloed. Ek kom met sy verdienste. Hy het my geroep om te kom en in sy naam staan ek voor u as 'n kind. Hy's 'n mens wat met vrymoedigheid naderkom, nie omdat die oordeel van God onwerklik is nie, nie omdat God sonde ignoreer nie, nie omdat hy self goed genoeg is nie, maar omdat Jesus Christus, waarop hy hom beroep, goed genoeg is. Johannes wil hê dat ons, soos hierdie laaste man, tot God moet nader. Nie met ons eie verdienste nie, maar ook nie met 'n goedkoop beroep op God se genade nie. Nie met, ag God is mos genadig, hy sal my tog vergewe nie. Hierdie man sê nie, Christus het vir my gesterf, daarom maak dit tog nie saak hoe ek lewe nie. Nee, sy lewe getuig van die teendeel. Hy stry teen die sonde, hy het geval, maar hy het weer opgestaan, hy het sy skuld bely, hy het vergifnis gesoek, hy het begeer om aan God gehoorsaam te wees. Sy liefde en sy gehoorsaamheid was gebrekkig, maar sy stryd was werklik. En daarin herken hy die werk van die Heilige Gees. Die mens wat vrede gemaak het met sonde, wat nie wil bekeer nie, wat geen liefde vir God of sy kinders toon nie, daardie mens het geen gronde vir 'n sorgelose sekerheid nie. Maar daar waar daar droefheid is oor sonde, daar waar daar 'n daaglikse terugvlug na Christus is, 'n ernstige strewe en stryd om 'n goeie gewete en gehoorsaamheid, daar sien jy die vrug van 'n lewende geloof. Daar sien jy die vrug van die Heilige Gees se werk in jou lewe. Die Dordtse leerreëls, een van die kerk se belydenisskrifte, help ons om ook hierdie sekerheid helder te verstaan. Dit sê, daar is 3 dinge
waarin 'n gelowige rus kan vind, sodat hy of sy op die oordeelsdag van God met vrymoedigheid voor God kan kom staan. Die eerste is die beloftes van God wat vir ons rus gee. Die beloftes dat Jesus Christus volkome red en dat ons deur hom die ewige lewe het. Tweedens, sê die Dordtse leerreëls, bring die Heilige Gees daardie rus wanneer dit deur die woord in ons harte getuig dat ons aan Jesus Christus behoort. En derdens, sê die Dordtse leerreëls op gesag van die skrif na, kan ons rus vind wanneer daar in al hierdie swakhede van ons tog 'n ernstige strewe is na goeie gewete, gehoorsaamheid en goeie werke. Altyd, maar altyd is die enigste gehoorsaamheid en goeie werke in ons lewe net die vrug wat Christus se redding in ons lewe dra. Nooit kan dit die grond wees waarop ons voor God staan nie. Maar as ons na ons lewe kyk en ons sien die hartseer en die rou oor ons sonde, ons sien die daaglikse bekering, die daaglikse opregte stryd om gehoorsaam voor God te leef, om weg te vlug van die sonde. As ons dit sien, kan ons weet, die werk van Christus in ons lewe is nie dood en leeg nie. Daarom kom hierdie man met vrymoedigheid voor God, sonder vrees. Hy kom nie vermetel nie, hy kom ook nie wanhoopig nie. Hy kom nederig en met vrymoedigheid en hy sê, Here, ek het niks waarmee ek my skuld kan betaal nie. My hoop is Jesus Christus alleen. Maar ek dank U dat U Gees my nie vrede laat maak het met die sonde nie. Kom met sy verdienste en ek vertrou U belofte dat elkeen wat die Seun het, ook die ewige lewe het. Dit is ware geloofsekerheid. Nie vertroue op 'n goeie lewe nie, nie vertroue op my eie goeie lewe nie, maar vertroue in 'n goeie verlosser. Vertroue wat bevestig word deur die werk van die Gees in my lewe wat uitmond, wat vrug dra in my goeie werke. So alleen kan ek met vrymoedigheid en sonder vrees voor die regterstoel van Christus verskyn. Amen. Kom ons bid dan nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir hierdie woord uit Johannes, 'n woord waardeur ons leer dat ons nie in vrees aan die oordeelsdag hoef te dink nie. Dankie Here dat ons daardie dag nie met ons eie verdienste voor U hoef te staan nie. Ons kom met leë hande, ons het niks waarmee ons skuld kan betaal nie, want ons weet, selfs ons beste werke is met sonde en gebrokenheid bevlek. Ons kan nie op ons gehoorsaamheid, ons goeie naam of selfs ons kerklike lewe vertrou nie. Maar ons dankie Here dat ons met die volmaakte verdienste van Jesus Christus na U toe mag kom. Hy het ons skuld gedra, hy het ons straf op hom geneem, hy het die geregtigheid verwerf wat ons self nooit kon bereik nie. Dankie dat elkeen wat in hom skuil, nie as 'n veroordeelde nie, maar as 'n aangenome kind voor U mag staan. Here, werk dan deur U Gees ook in ons lewe ware geloof en bekering en gehoorsaamheid. Laat ons nie met U genade speel nie, laat ons dit nie goedkoop maak nie, maar lei ons deur U Gees om daagliks te stry teen die sonde en in liefde teenoor mekaar te leef. En wanneer ons dink aan die dag waarop ons voor U troon sal staan, Here, laat ons dan dit doen met nederigheid en verwagting en vrymoedigheid, sodat ons ook saam met die gelowiges in die kerk van alle eeue kan bid, Maranatha, kom Here Jesus, ja, kom tog gou. Amen. God se woord keer nooit leeg terug nie. Hy gebruik dit om mense se harte en lewens te verander. Stuur gerus hierdie voorlesing aan iemand wat vandag die woord van die Here nodig het. Vir nog Bybelvoorlesings en skrifgetroue woordverkondiging, volg Gelowig op Pad op Facebook en YouTube of sluit aan by ons WhatsApp kanaal waarvoor die skakel onderaan hierdie opname verskyn.